Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik dan. Nou lieve vriende, hierdie is 'n klipspringer of twee klipspringertjies wat daar op die rots dan ook staan. Hulle grootte en hulle gewig, hulle is ongeveer so 43 tot 60 cm hoog tot by die skouers en weeg gemiddeld 8 tot 18 kg. Hulle het unieke hoewe. Die klipspringer loop op die punte van hulle hoewe. Die hoewe is rubberagtig en vorm 'n stywe silinders wat hulle buitengewone greep op gladde rotse gee. Dan baie interessant, hulle hare, hulle pels bestaan uit hol hare wat skokke absorbeer en as isolasie dien teen skerp rotse en die temperatuur dan ook. Slegs die rammetjies het horings, meestal kort, regop horings wat tot 10 cm lank kan word. So jy kan nog 'n bietjie uitkyk na hierdie diere. Interessant hoe die Here hulle gemaak het om wonderlik aan te pas dan ook so by hulle omgewing dan. Liewe vriende, ons wil dan vandag met die deel weer eens daar oor die tabernakel en die tabernakel se deel, die fondasie deel was uit silwer gewees en hierdie silwer moes dan verkry geword het dan ook. En soos ons gesien het die volk so baie aangebring, goud en silwer en alles wat nodig was, dat daar vir hulle gesê was, stop, moenie nog bring nie. So die fondasie het dan bestaan uit iets wat verplig was vir elkeen om daarin te deel. Die ander was nogal redelik gewillig, die materiaal was gewillig gegee, nie almal hoef van dit te gegee het nie, maar wanneer by die fondasie gekom het, was dit iets wat elkeen moes gee. In Eksodus 30 vers 13 staan daar, dit moet hulle gee elkeen wat na die geteldes oorgaan, 'n halfsirkel volgens die sikkels van die heiligdom. Die sikkel is 20 gera, 'n halfsirkel as offergawe aan die Here. So elkeen het hierdie verantwoordelikheid gehad om hierdie offergawe aan die Here te bring. Dit is 'n klein bedrag, is baie min wat elkeen moes gee. Natuurlik kon daar vir ander sake meer van die silwer gegee word, maar wat die silwer betref in hierdie geval, net elkeen moes hierdie halfsirkel gee. Die ryke mag nie meer, die arme mag nie minder gegee het nie. Elkeen moes sy deel sekerlik so kom gee het. So sien ons in vers 14 van Eksodus 30 ook, elkeen wat oorgaan na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo moet die offergawe van die Here gee. Hierdie offergawe was dan vir almal se verantwoordelikheid. So wanneer jy op die ouderdom gekom het, wat jy verantwoordelikheid kon gehad het om op te tree, moes jy sekerlik hierdie geld gegee dan ook. Van 20 jaar af is jy sekerlik oud genoeg gewees en daarom moes jy dit kom gee dan ook. Liewe vriende, so moet ons sekerlik ook weet, ons almal het ouderdomme waar ons tot eer van die naam van die Here kan optree. En in daardie ouderdom moet ons dit sekerlik doen. En dis nie net die ou mense nie, dis ook die jong mense, almal moet deel in die werk van die Here. En mag ons jong mense saam met ons middeljariges en die ouer mense opnuut die Here dien en die Here dan ook so eer dan. Dan, liewe vriende, word daar in Eksodus 30 vers 16 gesê, neem dan die versoeningsgeld van die kinders van Israel en bestee dit aan die bediening van die tent van samekoms, dat dit die kinders van Israel in gedagtenis kan bring voor die aangesig van die Here om vir julle siele versoening te doen. So hier word baie keer ook verwys na die versoeningsgeld. Hierdie silwer was dan gebruik om 'n silwer fondasie, 'n voetstuk te lê waarin die planke wat met goud oorgetrek was, wat dan in hierdie fondasie gerus het, en dit was dan die oprigting van die tent van samekoms, die tabernakel, so moes dit gewees het. As die fondasie nie reg was nie, soos enige gebou, dan sal dit val. En so, liewe vriende, is dit belangrik dat u fondasie ook reg is. Weet u dat u bou op die Here Jesus? Weet u dat u op die Here Jesus alleen vertrou het om u siel te red? Nie op 'n goeie lewe of goeie familie of iemand wat belangrik is nie, maar omdat u self besef het, u is nie 'n kind van die Here nie, en u die Here kom vertrou, Here kom red my. Staan u op die Here as die fondasie. U is nou al oud genoeg, u weet, dit is u verantwoordelikheid om die Here te kom vra, Here kom red my. Mag u dit so doen, en mag die Here ook verheerlik word. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u vir ons elkeen op 'n plek bring om ons verantwoordelikheid te besef,
En ek bid dat elkeen daar sal kom en met U sal regmaak, en met U sal deurgaan. Amen.